En vanmorgen is het belangrijk. Niks op die gedeelte deel 3 van koninklijke aanstelling. Koninklijke aanstelling. Wie het my aangestel in die koninkryk? Wie het jou aangestel in die koninkryk van God? Wie het jou aangestel? 'n mens? Wie het jou aangestel? Al wat God vra is, lê hom die hande op. Anointing vir die werk waartoe God hom geroep het. Dit is belangrik vanmorgen, dat jy en ek moet gaan begin besef en begin 'n berekening maak, dat die koninkryk van God is meer werd as die koninkryk van die wêreld. Wat? Hierdie wêreld is besig om op 'n groot probleem af te stuur. Nie net dit nie, maar die perspektief van God word al voller en voller. En God trap dit. Die toring van God kom na die aarde toe, soos wat jy nog nooit in jou lewe ervaar het nie. En daarom sê die Bybel, dat hy is met hulle, tot aan die einde. God sal ons bewaar, ons moet nie vrees nie, vir die wat in die koninkryk van God is nie. So ons kyk vanmorgen na die woord van die Here, koninklike aanstelling. En ek lees vir ons in 1 Tessalonisense 5 vers 24. 1 Tessalonisense 5 vers 24. Hy wat julle roep. Hallo? Het God jou geroep? Het God jou geroep vanmorgen? Is getrou. Hy roep, hy is getrou. Kan ons God vertrou vir sy roeping in ons persoonlike lewe? Hy sal dit ook doen. Ek lees dit weer. Hy wat julle roep is getrou. Hy sal dit ook doen. Nou wat sal God doen? Hy sal ons aanhou roep tot sy koninkryk en heerlikheid. En sal dit doen tot aan die uiterste. En nie net die uiterlike deur sy woord te hoor, maar ook deur die gees van God wat in die innerlike deur sy genade in my en jou werk. So sal God bly roep. Hy's getrou, hy gaan jou bly roep. Jy gaan irriteerd geraak, jy gaan of weghardloop van jou verantwoordelikheid waarvoor God jou geroep het in die koninkryk, of jy gaan betrokke raak in die koninkryk van God, maar God gaan bly roep. Hy het 'n man geroep en bly roep, wat sy pa gesê het, gee al my goeders vir my, die verlore seun. En hy is daar weg. Waar vind jy hom? Tussen die varkpele? God roep nog steeds tussen die varkpele. Hy gee gehoor. Hy sê ek sal opstaan, sal teruggaan. Die koninkryk van God gaan bly roep, sodat niemand ooit 'n verskoning by God kan hê, want jy is geroep tot die weermag van God, in die koninkryk van God. Nou 2 dinge waarin Jesus ons roep, is opgeteken in 1 Tessalonisense 2 vers 12. In vers 11 sê Paulus ek soos 'n vader julle vermaan en bemoedig. Vers 12 sê hy hierdie woorde, en betuig het dat julle waardiglik moet wandel. Het ons laasweek oor gepraat, voor God, wat julle tot sy koninkryk en sy heerlikheid roep. Waartoe het God ons geroep? Tot sy koninkryk en sy heerlikheid. 2 dinge wat uitstaan in God se woord, wat God jou gaan roep. Hy roep jou tot sy koninkryk, nie tot jou koninkryk nie, nie tot jou idee nie soos wat jy God wil doen nie. Soos ek ook gesê het laasweek, die ouens kom in die koninkryk van God met hulle eie pakkie, dan wil hulle met hulle ou pakkie die koninkryk van God probeer dien. Jy kan nie. Jy bekeer jou tot God. You change your mind. Jy volg jou opdragte, die instruksies van die koninkryk. En as jy dit nie ken nie, loop jy die gevaar dat jy jou lewe gaan verloor op die oorlogsveld. Ek wil jou vanmorgen daarop wys, dat God roep op 2 vlakke ons dag per dag. Eerste na sy koninkryk, dan na die heerlikheid. Hy roep jou en my. Hoekom sal hy ons roep na sy koninkryk? Om die pligte van hierdie koninkryk waardig te wees.
wandel waardig om die pligte van hierdie koninkryk waardig te wees. Om te toon getrouheid aan die koning. Om te toon dat jy getrou is. Dit verstom my vanmôre dat baie by die huis sit. Ek het vanmôre verwag dat hierdie kerk uitgepak gaan wees. Jy gaan nie plek vir 'n huis wees nie, maar die ouers sit by die huis. Getrou aan die getrouheid van die koning. Met ander woorde, ek is nie getrou aan die kerk nie, ek is getrou aan die koning, wat die koninkryk kom vestig het vir ons, sodat ons daarin kan wandel, wat? Getrou, om dit te toon. Tweedens, om te toon vreugdevolle gehoorsaamheid aan sy gebooie. Hoe val ons nog oor sonde en ongeregtigheid? Hoe val ons nog oor wat is verkeerd en wat is nie verkeerd? Dis nou tyd vir môre dat jy nooit klaar kry met 'n gespelery. Want God is ernstig met jou. Hy roep jou. En hy gaan bly roep. Elke keer wanneer jy die verkeerde doen, gaan hy jou bly roep tot sy koninkryk. Maar sy koninkryk vra getrouheid aan die reël en instruksie van die koninkryk. Wees getrou aan sy gebooie. As God sê moenie, dan moet ons nie. As God sê ons kan, dan kan ons. Daar is om te toon liefdevolle belangstelling in sy belange. Nie jou belange nie, sy belange. Wat is my belangstelling? Meer aan die aardse goed? Of is my belangstelling in die koninkryk van God, wat sy belange aangaan hier op aarde? Onthou net een ding, God roep. Hy roep mense vir sy koninkryk om aan te meld met 'n spesifieke doel. Om sy belange, nie jou belange nie, sy belange uit te oefen. Om te toon dapper gevegte van geloof. Nie vegte met die tong en gevegte met die vuiste nie, gevegte van geloof. 1 Timoteus 6 vers 18 sê die woorde, fight the good fight of faith. Hy soek hierdie manne wat dapper kan veg van geloof om sy diens, om in sy diens te kan stry teen die magte van die duisternis. Om te toon samewerking te gee in alle goeie werke. Waarvoor het hy my geroep? Tot goeie werke. Goeie werke red my nie, hy roep my tot sy diens om goeie werke te doen. Nou wat doen ek met my lewe? Is my lewe verbind met sy lewe en sy belange? Om te toon volkome heiligmaking. Volkome heiligmaking. Wat is heiligmaking, my vriend? Heiligmaking sonder jou af van die wêreld. Doen wat God sy instruksies is aan hierdie koninkryk, wat aan hierdie koninkryk laat hy dit nie toe nie. As jy inkom in die koninkryk, is God besig om jou voor te berei vir 'n dienswerk, want hy roep jou tot daarin, dan vat hy jou en hy maak jou. Hy vorm jou om sy heiligheid uit te lewe. Hoekom doen hy dit? Efesiërs 2 vers 10 sê die woorde, want ons is sy maaksel. Efesiërs 2 vers 10. Ons is sy maaksel. Het God jou geskape? Ons is sy maaksel. Geskape in Christus. Met sy karakter. Hy was op die aarde. Hy het nie kom sonde doen nie. Hy het nie kom ongeregtigheid doen. Hy het die wil van die Vader kom uitlewe hier op aarde. Hoekom is jy op die aarde? Om die wil van die Vader uit te lewe. Om sy belangstelling, sy belange op jou hart te dra en dit uit te lewe. Hoor baie mooi. Geskape in Christus Jesus wat? Tot goeie werke. Tot goeie werke. Come on, kerk. Kom ons raak ontslaaf van die vreeslike godsdienst
raak betrokke by die geestelike kant, waar God se gees kan funksioneer en werk. Waar mense dit goed nie kan verstaan nie, maar God alleen. Ek en jy is voorberei vir goeie werke, sodat ons daarin kan wandel. Wandel, wat het ek laasweek gepreek vir jou? Wandel waardiglik die koninkryk van God. So in hierdie koninkryk wandel ons volgens goeie werke. Jy kan mos nie jou goed inbring en probeer dink jy gaan dit maak aan die einde van tyd nie. 2 Timoteus 1 vers 9 lees ons wat ons gered het en geroep het. So as jy gered is jy ook geroep. Hallo. So as jy nog nie geroep is nie, as jy nog nie gered nie. Wat ons eers gered het en geroep het, wat sê die woord wat ek ingelei het vir jou? Hy roep ons en hy sal bly roep, want hy is getrou daaraan. Want hy wil hê dat niemand verlore moet gaan nie, maar dat almal gered moet word. Hy gaan bly roep en bly roep. Hy gaan jou irriteer, die roeping van God, die stem gaan jou agtervolg. Wanneer jy die verkeerde doen, is die stem van die Here daar. Hy is getrou. Nie omdat hy jou wil straf nie, maar omdat hy jou wil verlos en vrymaak om sy belange uit te lewe op aarde. Wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping. Jy sien, hier is nie 'n roeping wat is met stemming inkom nie. Ek word nie uit hierdie kerk uitgestem nie. God plaas my hier, want hy het my geroep. Hallo, verstaan jy? Jy word nie uit jou posisie uitgestem nie. God plaas jou met 'n heilige roeping. Dis nie demokrasie nie, dis teokrasie. Dis God wat regeer, nie mense wat regeer nie. Dis wat demokrasie beteken, menslike regeer. En dis hoekom ons chaos in die wêreld het. Want mense wil elkeen sy eie reg uitoefen en uitlewe, terwyl God die reg het. Sy wil is die volmaakte en perfekte wil. As ons sy wil navolg, sal ons nooit 'n hartseer lewe op hierdie aarde nie. Hoor my weer, hy roep ons met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, nie volgens wat jy gedoen het voordat jy in die koninkryk van God beland het nie. Want jy wil dit inbring en dan wil jy dit hier kom oefen en dan wil jy vir die pastoor kom voorsê wat om te preek en wat nie om te preek nie. Hallo. Spandeer jy 7 tot 8 ure 'n dag by die Here? Wandel jy met God in sy koninkryk met die heilige roeping waarmee hy geroep het? My heilige roeping is om dit uit te lewe wat God my mee geroep het, heilig voor sy aangesig, afgesonder voor sy aangesig. Waarvoor het God jou geroep vanoggend? Gaan en maak disippels van alle nasies. Doe jy dit? Maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons vanaf ewigheid af in Christus Jesus geskenk is. Met ander woorde, voor jou geboorte het God jou 'n roeping gegee. 'n Heilige roeping om te kom uitlewe. Amen, om hom te behaag, om sy doel te kom uitlewe. Luister my vriend, as jy vanmôre dink jy bou 'n koninkryk op aarde, hy gaan tot niet. Hy gaan tot niet. Die enigste koninkryk wat gaan bestaan, is die koninkryk van God. Raak betrokke in die koninkryk van God, en dan sal jy weet wat aan die einde van tyd gaan gebeur. Die hoofrede is om te wandel waardig die koninkryk. Dis my hoofrede, waardig die koninkryk. En jou roeping in die koninkryk waardig te wees. Wandel waardig, man. Hoe kan ons mense na God toe nooi en uitnooi as ons nog die sonde dra in ons lewe? Hulle neem dieselfde karakter aan as die een wat ons so toe gebring het. En aanvaar dit maar, wees maar rustig daaroor. Jy kan nie rustig wees daaroor nie. God praat, hy roep, hy's getrou, hy gaan jou roep totdat jy sy wil uitoefen op aarde. Wees waardig jou roeping, man, in die koninkryk. Wees dit waardig.
Tweedens, roep hy ons tot sy heerlikheid. So eerstens roep hy ons tot sy koninkryk. Sy koninkryk het waardesisteme, ek het laas Sondag daaroor gepraat. Waardesisteme. In plek, God weet wat hy doen. Nou roep hy ons tot sy heerlikheid. In Efesiërs 1:12 lees ons, sodat ons kan wees. Hoekom roep ons tot sy heerlikheid? Sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, nie jou heerlikheid nie, sy heerlikheid. Ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. Ek wil jy moet hoor, om tot lof te wees, ontvang jy die heerlikheid van God. Jy ontvang jy die heerlikheid van God wat uit jou uitstraal. Om saam in die wêreld te wandel nie. Jy ontvang die heerlikheid van God, om tot lof van God te wees. Die wêreld sal jou haat, maar God sal juig oor jou lewe. Want hy weet wat die einddestinasie is van die mensdom op aarde. Hoor jy wat ek vanmôre sê? Ek en jy is hier op aarde tot lof van sy heerlikheid. Amen. Eerstens om God te behaag, tweedens om jou vrou te behaag. Derdens, om te sien na die liggaam van Christus. Hier is nie die kerk nie. Hier is die kerk. Daar is die kerk. Hier sit hulle. En ons by mekaar kom. Nou sê die Bybel, ons is lede afsonderlik van mekaar. Nou as jy nie daar is nie, wat word van die liggaam? As jy nie in plek is nie, God roep jou, en hy plaas jou in 'n plek en 'n posisie in, sodat jy tot lof kan weer staan uit, waarin God jou geplaas het. Staan uit, man. Moenie skaam wees, moenie bang wees om te praat oor die Here nie. Ons is so bang om te praat, dat die mense sal dink ons is een van daai. Toen vir Petrus vra, is jy ook jou? Nee, ek is nie. Hy sê vir hom, ja, ek gaan kraai. Jy gaan my 3 keer verloon. En tog daarna roep God nog steeds vir Petrus, hy verloon hom. Toe hy opgestaan het in die dood het, toe kom die mense na hom toe aangeloop, hy sê vir hulle, gaan sê vir Petrus en my apostels, God bly roep na jou vanmôre. Al het jy hoe geval in hierdie lewe, gaan jy in die koninkryk fout maak, jy gaan fout maak in die koninkryk van God. Maar weet jy wat, hy bly roep, sodat jy kan bewus raak, moet dit nie weer doen nie. Sodat jy kan weer tot lof van sy heerlikheid. 2 Petrus 1:3 staan geskrywe, immers, nou sê die ouens my, maar dis onmoontlik om dit reg te kry. Dis onmoontlik om in hierdie wêreld 'n God-tipe lewe te lewe. Maar hoor wat sê hy? Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk. Dis 'n persent wat God, ons wil hierdie geskenk van God nie reg hanteer nie. Want ons waardeer dit nie. Want ons het niks daarvoor betaal nie. Dis verniet, hy betaal daarvoor. Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en God verdien deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en krag, sy lewe, sy uitbeelding na die wêreld. God se heerlikheid was geopenbaar in die seun van God, die vlees van God wat hy aangeneem het, want die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God wat gees is geopenbaar in die vlees, ons sal sy heerlikheid in die vlees gaan aanskou. Jy moet sigbaar word. God het sigbaar geword in die wêreld, want niemand kan God sien en bly lewe nie, maar hy het sigbaar geword en deur die sigbaarheid volg ons hom deur die dood en begrafnis en opstanding van die Here Jesus Christus. Sy heerlikheid skyn. Sy heerlikheid praat met jou vanmôre. Hy roep jou vanoggend. Eerstens tot sy koninkryk, tweedens tot sy heerlikheid. En daardeur het God seker gemaak. Hoor my baie mooi. Hy is getrou. Immers het hy ons geskenk. Alles. Nie die helfte nie, alles.
Die rede hoekom ons alles nie kan uitoefen nie, ons het nog deel van die koninkryk van die wêreld en ons eie koninkryk ingebring in die koninkryk van God, en ons is besig om die koninkryk van God op te los op hierdie aarde. Onthou dit een ding, hierdie koninkryk kan nooit tot niet gaan nie. Jy sal tot niet gaan, maar nie hy nie. Alles wat jy probeer inbring gaan tot niet, maar wat God daar geplaas het hy vir jou gegee, alles. Hy skenk dit, sy goddelike krag om oor hierdie goed te regeer. Sy goddelike krag om oor hierdie lewe te regeer. Sy goddelike krag om teen dit wat jou teerstand te regeer. Sy goddelike krag om sonde te oorwin. Koninkryk van God, die spys en drank nie. Want in drank is daar losbandigheid. Maar word met die gees vervul. Hoeveel van ons ouens verlang en begeer deur die gees van God vervul te word. En dis wat ons die krag gee om te lewe. Sy tipe lewe. En dit sê hy vir ons, en met sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe lewe. Ag, en as ek vir jou 'n skrif kan aanhaal van hierdie goddelike krag, Handelinge 1 vers 8 sê, en wag vir my Jerusalem totdat julle met krag in die hoogte aangedoen word wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en dan sal julle my getuies wees. Kom getuig ons nie van die Here nie. Want ons het nie daai vermoë ontvang nie. Ons wil dit nie ontvang nie, want dit gaan oor ons koninkryk. Ek is te skaam, ek kan nie praat nie, ek kan nie dit nie. Wanneer gaan ons op om verskonnings te maak? Anders gaan ons kom om hom te behaag, om sy doel in hierdie koninkryk uit te lewe. Hy roep ons deur sy heerlikheid, nie jou sy heerlikheid. Jy kan die grootste faam hê en naam hê in hierdie wêreld. Jy kan die wêreldkampioen wees. Hy roep jou nie daardeur nie. Hy roep jou wonderlik om van hierdie mense te hoor van die Olympiese spele waar 'n soort van belet was om die koninkryk van God bietjie uit te lewe en te getuig daarvan. Die getuienis wat daarna uitgekom het, die dame wat die 100 meter gewen het en die 400 meter ook gewen het, ek is en ek weet nie wat nie. Hoe sy die naam van die Here optel, dis nie haar heerlikheid nie, dis die heerlikheid van God. Het ons bang geword om uit te staan vir hierdie koning. Onthou, God het jou geroep met heilige roeping. Jesus, sy heerlikheid gaan nie bloot oor die heerlikheid van sy koninkryk hier nie, maar terwyl God sy volk tot waardigheid en pligte roep hy hulle ook vandag tot toekomstige belonings. Met ander woorde, ek lewe nie vir hier nie, ek lewe ook vir daar. Daar is 'n beloning wat God vir jou en my het, omdat jy bereid was om in sy koninkryk te lewe tot lof van sy heerlikheid. Daar's 'n beloning. Hulle lot is glorieryk. Deur die heerlikheid is die beloning van jou hoë roeping. En dit bestaan vanmôre. Wat is hierdie beloning? Dit bestaan uit om gelykvormig te word aan Christus hierna. Hoor wat sê die skrif in Johannes 3 vers 2 tot 3. Geliefdes, nou is ons kinders van God. En is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees. Omdat ons hom sal sien, soos hy is, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, wat? Reinig homself, soos hy rein is. Soos jy hierdie hoop het, dat jy gelykvormig gaan word in die belofte, dan begin jy jou te reinig, om hierdie belofte te bekom. Soos hy rein is, nie soos jou pastoor in hierdie kerk rein is nie, maar soos God rein is. Wat is die beloning wat vir my wag? Ja, is dit nie wonderlik nie?
Ek dink ek lewe nie vir net op aarde nie, daar wag vir my 'n beloning nog, om gelijkvormig te word aan hom. Nie net alleenlik gelijkvormig te word aan hom nie, maar deel te vorm van sy heerskappy. Het jy dit gelees, in Openbaring 3 vers 21 staan geskrywe, aan hom wat oorwin. Ok, wie het oorwin? Het jy al hierdie duitjies en daadjies in jou lewe oorwin? Hierdie ou klein goedjies? Het jy dit al oorwin al? Die Bybel sê vir hom wat oorwin, kyk baie mooi, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het om saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Halleluja! Om my troon van God saam met hom te sit, beteken ek het heerskappy. Ek heers saam met hom. Dis my beloning, eerst om gelijkvormig te word aan hom, dan, halleluja, saam om te regeer, vir ewig. Jy sien die doel wat hy vir jou en my het, in sy koninkryk, is dat ons daarin sal wandel, met geregtigheid, vrede, blydskap in die Heilige Gees. Jy kan nie buitekant die Heilige Gees, te veel vleeslike mense. Te veel. Ons dink nie so van die Heilige Gees dink nie. Want ons ken nie die werking van die Heilige Gees in ons lewe nie. Ons verstaan dit nie. Die Bybel sê in die Heilige Gees, lewe geregtigheid, lewe vrede, lewe blydskap. Amen. Om sodoende vir ewig die koninkryk van God hier op aarde te vestig. Come on, kom uit jou vleeslike lewe uit. Kom in die geestelike lewe in. Wandel in die Gees in die skrif. Wandel in die Gees. Weet jy om te wandel in die Gees? As jy nie weet, jy is nog nie in die koninkryk van God opgeneem nie. Maar God roep jou vandag om in te kom. Halleluja. Dank die Here, so goed is God vir my en vir jou. Loof die Here. Om sodoende sy koninkryk vir ewig hier op aarde te vestig. Roep God ons, hy wil sy koninkryk vir ewig op aarde. Nie op 'n ander plek nie, op aarde. Hoor wat sê Psalm 37 vers 29. Slaan 8. Die regverdiges sal die aarde besit. Dis ons beloning. En vir ewig daarop woon. Hoekom wil jy hemel toe gaan? Jesus kom aarde toe. Hy gaan nie weg nie. Hy kom aarde toe, sodat ons op die aarde kan regeer vir ewig. Wat 'n beloning. Wat 'n beloning. Maar dis nie die regverdiges. Daarom sê ek vanmôre weer, wandel in die koninkryk van God, geregtig, vrede, met blydskap in die Heilige Gees. Kom aan, kom aan. God het jou nie net algemeen geroep nie. Hy roep jou nie net sommer nie. Hy roep jou met 'n spesifieke doel. En as jy dit nie wil weet nie, dan gaan jy maar net 'n kerkganger word. God het jou nie net algemeen geroep nie, maar effektief te wees. Hy roep jou om effektief te wees vir hom. Want die oor kan nie doen wat die mond doen nie. En die mond kan nie doen wat die hande doen nie. Daarom is mekaar nodig in die liggaam van Christus. En soos hy wat jou geroep het, heilig is, spoor hy jou vandag aan om heilig te wees. Hy moedig jou aan, lewe heilig maak. Kom, is die goeie werke van ons lewe wat ons kan toon, wat? Tot lof van sy heerlikheid op aarde. God het jou 'n plek in sy koninkryk gegee om vry te wees van slawerny. Jy is nie 'n slaaf van niks nie. Hierdie koninkryk maak vry. Uit vrede. Amen. Hallo. Hallo, is jy nog hier? Ek wil net hoor. Hierdie koninkryk maak slawe vry. Hy bind nie slawe nie, hy maak hulle vry. Amen. Om te heers oor die magte van die duisternis in jou lewe. In hierdie tyd en om vir ewig te heers met die doel wat hy gehad het met Adam en Eva in die tuin van Eden.
met een uitsluitlike, hoor my baie, uitsluitlike verskil. In hierdie koninkryk is daar nie 'n slang wat praat nie. Maar dis waar Adam en Eva geluister het na die slang wat gepraat het. Want hierdie koninkryk van God is daar nie 'n slang wat praat nie. Die Heilige Gees praat. Hy spreek met jou hart vanmôre. Amen. God het vir jou 'n staat van heerlikheid voorberei. En daarin te heers, die erfgename van daardie heerlikheid, moet dus lewe in afwagting daarvan. Sê net gou vir my, wie verwag die Here? Ek 'n bietjie die hande op. Is jy verwagtend? Is jy verwagtend vanmôre? Is jy verwagtend vanmôre? Of verwag jy iets anders om te doen in jou lewe te regeer? Dis oop, stoot hom vir my oop daar. Verwag jy in hierdie lewe iets anderste as die krag, die geskenk van God wat hy jou gegee het, immers sy goddelike krag, het ons alles geskenk in hierdie lewe. Alles, het niks nodig nie. Hoor my vanoggend, is ek afwagting vir die belofte van God en die beloning vir dit wat ek geoffer het op aarde. Is ek voorberei daarvoor om God te ontmoet? Is ek? Is jy voorberei? Is jy gereed? Kan die Here nou kom? As die Here nou kom, sê gou vir my, gaan jy dit maak? Gaan jy dit maak? Is ons besig om voor te berei? Vir wat? Ek het manne in my geleedere, en ek vertel nou nie stories nie, dis getuienis wat uitkom. Ek het manne in my geleedere, wat verskriklik lief is vir visvang. Gaan kyk na hulle vis-equipment, in voorbereiding, voor hulle by die viswater uitkom. My vraag is, kan jy so voorberei vir jou God? Is jy verwagtend? Of is dit maar ver fetch, dat ja, die kerk preek dat die Here kom, maar hy het nog nie gekom nie. Come on kerk, hoor my vanmôre. En ek gaan afsluit daarmee, Matteus 13 vers 52 staan geskrywe. Matteus 13 vers 52, toe sê hy vir hulle, daarom is elke skrifgeleerde, wat 'n leerling geword het in die koninkryk van die hemele. Hoor my nou baie mooi vanmôre. En ek gaan dit nie weer uitspreek nie. Jy's 'n leerling in die koninkryk van God. Wat is 'n leerling? Hy word geleer hoe om in die gebooie van God te wandel. Jy is nie die een wat God geroep het om jou te leer nie. Hy gee jou Heilige Gees en bevestig dit deur manne wat hy aangestel het om jou roeping te vervul. Ek sê weer eens vanmôre, ek luister in die week, of laat laas week luister ek na die toekomstige dinge wat besig is om te gebeur. 'n AI robot wat hulle oprig. Ja, maar agter 'n kansel plaas om die pastoor wat God geroep het met 'n heilige roeping van die kansel af weg te kry, om hom, hierdie robot, te infiltreer met die ideologie van die nuwe wêreldorde. So jy gaan nie meer pastore kry nie, jy gaan nou 'n AI kry, wat vir jou gaan preek. Hoekom? Want die kerk is geïnfiltreer met mense wat die gesag van God afkraak en van hulle pastore praat of hy rubbish is. Die arrogansie
instansie van die mensdom was besig om sy eie wêreldorde te stig buitekant die koninkryk van God. Waar is die respek vanmôre vir dit wat God heilig geroep het? Dis ontbreek. Want jy's 'n leerling in die koninkryk van God. En as jy nie leerbaar is jy breekbaar. So jy moet geleer word van die koninkryk van die hemele, soos 'n huisheer wat uit sy skat nuwe en ou dinge tevoorskyn bring. Alle waarheid in God se woord is noodwendig oud, sowel as nuut. Hoe lank pleit God nie vir heiligheid nie? Die waarhede wat Christus geleer het, was slegs ou waarhede, omdat mense dit van sonde verwaarloos het en oorgesien het om dit uit te lewe. As jy van daai boom eet, sal jy sekerlik sterwe. Wat eet ons? Van daai boom wat God ons waarsku. Nou bring hy die ou dinge weer uit en dit word nuut vir elke man en vrou. Soos wat die nuwe dinge in werklikheid oud is, so word die dinge wat oud is, die dinge van die Gees van God, wat nooit uitgedien kan word nie. Hulle neem 'n nuwe lewe op en word dag vir dag in 'n nuwe ontwikkeling gesien. Ek wil hê jy moet hoor vanmôre, dag vir dag. Ek kan nie elke môre dieselfde opstaan nie. My lewe moet vernuwe word. En lees maar Romeine 12 vers 2. Moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar word vernuwe deur die gemoed van jou denke. Sodat jy kan beproef wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is op aarde vir jou. Waarvoor is ek hier geplaas? Is die koninkryk geroep en tot sy heerlikheid geroep om tot lig van hom te wees. So die ou dinge bring ek uit my hart uit, wat God al van ouds af my gepraat het, toe my pa en my ma my opgelei as geestelike ouers. Nou word dit vir my nuut, dat ek dit deuragtig geword. Elke mens se ervaring is 'n skatkamer van ou en nuwe dinge, waardeur dit hom toegelaat word om voordeel te trek. Jy sien, God wil hê jy moet altyd voordeel hê. God se koninkryk gaan nie oor om jou af te druk nie, of van jou weg te vat nie. God se koninkryk gaan om vir jou die beste daar te stel. Die mooiste te gee. Die verlede is 'n kosbare besitting. 'n Kosbare besitting. Ek sal nooit vergeet die dag toe ek tot bekering gekom het. Het ek gesê, dit wat my ma en my pa die fondasie in my gelê het uiteindelik tot sy reg gekom. Maar as die fondasie nie reg gelê is nie, sal dit nooit tot sy reg kom nie. Tensy jy 'n stap maak teen die natuur van hierdie lewe, om teen jou ouers op te staan wat goddeloos lewe, om 'n besluit te maak van Jesus Christus, weg te beweeg van jou tradisionele sieninge van jou nageslagte en terug te keer na 'n leerling in die koninkryk van die hemele. Jy sien, hierdie stimulasie word oorgedra aan my deur die karakter waarom God verskyn het. Hoe het God verskyn? In Jesus Christus, as die een wat mense roep tot die koninkryk en sy heerlikheid. Hy roep my aan jou. En ek hoop vanmôre jy sink in. Jy raak nie in die slaap en jou gedagtes gaan nie. Laat dit insink vanmôre. Die kerk het genoeg gepreek. Ons is nou besig om jou te leer, want jy's 'n leerling in die koninkryk van die hemele, hoe om in die koninkryk van God te wandel. Dit toon die onverbiddelike aard van sy karakter. Hy verander nooit. Integriteit en die waardigheid waarmee hy hom verenig het met diegene
wat op sy uitnodiging reageer. En ek nooi jou vanmôre uit om 'n bietjie die koninkryk van die wêreld vaarwel te roep. Kom in die koninkryk van God. Word 'n leerling in die koninkryk van God. Begin luister en begin optree in die koninkryk en wees dit waardig om tot lof van sy heerlikheid. Ek wil vra vanmôre. En ek wil hê met my hoor vanoggend. By die sogenaamde Christen sal jy altyd afgekraak en afgebreek word. Maar by die sondaar, by die ware kind van God, sal daar altyd respek wees vir jou. Ek loop in die strate van Messina. Weet jy dat die swart mense my groet, hulle ken my almal as Moluti. Dan stap jy by 'n wit man verby. Die arrogansie en die hoogmoed in die harte van hierdie mense is verskriklik en God moet met hulle werk. Die afkraak van die heilige roeping van God. Jy kom by die werk, wat maak hulle by die werk met jou? Behoort jy ook in daai gemeente? Ja, dat is nie respek, die wêreld gaan jou afkraak, maar hoor nou baie mooi, hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. En die oomblik wanneer hulle dit begin doen, moet jy weet, jy is in die koninkryk van God, besig om tot lof van sy heerlikheid te lewe, want terwille van sy naam sal jy gehaat word. Waar kry ons respek vandag? Omdat die wêreld iets sien, wat hulle nie aangewoond is nie, by jou. Dit is so belangrik. So belangrik, ek 3 weke voorreg gehad het, waar voor Joey se winkel staan 'n dame en rook. En ek staan daar by haar, en ek begin met haar te praat. En ek weet nie waar kom sy daar aan nie. Where's your church? Daar's 'n behoefte, man. Hoekom? Want hulle sien 'n heerlikheid wat by hulle nie so sigbaar is meer nie. Daai vraag uit die bloutheid, where's your church? En ek het nog niks gepraat met haar. Ek het haar nie geoordeel nie. Ek het net by haar kom staan en haar gegroet. Dis al. Dis al. Jy sien, die woord sê, wandel waardig vir God. Wandel waardig vir God. Ek hoor die vrouens sê, ek moet my man behaag. My Bybel sê, as jy jou man of jou vrou bo kan God verkies, is jy hom nie waardig. Ek behaag God nommer 1. Dan kom dit by my vrou wat God gegee het, respek het en liefde. En die heerlikheid wat ek het, wys ek teenoor haar of hom. Amen. Amen. Is dit nie genesing vir jou nie? Is dit nie 'n beloning vir jou nie? Jy sien, God het 'n beloning, man. Wat sê God se woord? Ek herhaal weer, wandel waardig vir God. Dis 'n koninklike wet wat nooit sal verander nie. Die volmaakte wet van volmaakte vryheid vanoggend. Daar gaan niks jou vrymaak soos hierdie volmaakte wet van God. Wandel waardig. Weer eens. Ander verwys word na wandel waardig vir God. Bedoel dit 2 dinge. 2 dinge. Nommer 1. Doen alles volgens sy voorbeeld. Want hy sê kon. Doen alles volgens sy voorbeeld. As jy waardiglik vir God wil wandel. As 'n mooi skrif om sy voetspore te volg in Petrus. Wees waardig. Hoe? Wat bedoel die skrif? Om volgens sy voorbeeld te wandel. En tweedens,
gee terug aan hom. Wat hy namens jou verdien het, met dankbaarheid. Jy sê, jy verdien dit nie, ek verdien dit nie. Maar hy het dit my geskenk, en met sy goddelike krag het my alles geskenk. Die gawe wat ek ontvang het van die Here. Ek wil waardig dit wandel. Ek dankbaarheid. Ek dien die God vanmorgen met ek bang as my hel nie. Wat ek so 'n paar weke terug vir jou gesê het. Saligheid gaan nie oor om van hel vry te spring nie, maar om van die wêreld vry te kom. Want die oordeele van God is op hierdie wêreld. Hallo, is julle by my? Vang jy vanmorgen die woord van God, verstaan jy die woord? Ek wil jy moet hoor, ons gaan dieper en dieper en dieper in die godsaligheid en ons wil nie in die oppervlak meer God dien nie. Wil 'n kerk wees wat opstaan in die naam van die Here, wat die heerlikheid van God na buite uitlewe. Maar 2 dinge vra God vanmorgen vir jou. Wandel volgens sy voorbeeld. En lewe dit met dankbaarheid vir dit wat hy namens jou wil kom het. Ek en jy moes gestel wat aan die kruis het vir God moet doen. Maar het ons plek in geleer. Al die sonde wat jy gedoen in die oomblik wanneer jy na hom toe kom, verstort sy God sy heerlikheid op jou. En hy gee vir jou die oorwinning. Maar het op hom afgekom. Hy betaal vir jou ongeregtigheid. Sodat jy kan wees soos hy is. As in 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 21. As jy die skrif. Hy wat geen sonde geken het nie, die sonde geword, sodat ek kan word die geregtigheid. Is dit nie mooi nie? Is dit mooi nie? As jou beloning nie die moeite werd om vir God te lewe op aarde nie. Ek hoor so baie wanneer ek by huwelike kom, dat hy is die moeite werd, pastoor, ek lewe vir hom, en ek lewe vir haar, sy is die moeite werd. Dan kyk jy hoe lewe hy. Hy trek nog die stoel uit vir haar om te gaan sit. Hy maak die kar se deur op, sy is die moeite werd. Doen jy dit vir die Here? Dit is so belangrik vanmorgen. Kom ons gee terug en dankbaarheid vir wat hy vir ons gekom het. God stel jou aan vanmorgen. Hy roep jou. Hy is getrou. Hy gaan bly roep, totdat jy gehoor gee. Of dit wat jy aanvang in die koninkryk van God, gaan die diskwalifikasie wees. Al die belonings, God vir jou beloof hy. Om hom gelykvormig te wees, sal het om te wees. Amen, vir ewig. Ag die Here vanmorgen jou optel met 'n woord van lewe, woord van hoop, woord van omgee, 'n woord van toewyding aan die koninkryk God, om hom te draag. Om hom as voorbeeld te stel in jou persoonlike lewe. Nie soos wat jy dink nie. Daar's te veel mense wat dink, los die ding weg vir God. Wat hy dink. Doen jy net wat God oor jou dink. Dis belangrik. Dis belangrik. Ons wil te veel. Stel dit wat jou weet. Jy sê ek het gedink. Ek sê nee. Los die ding. Ek is die hoof van die huis. Ek sal dink. Dis 'n aanvulling. Want as kom by die denke, vul jy aan. Dis 'n blessing. Maar as 'n goddelike man verkeerde besluite maak vir sy huisgesin, is hy in die moeilikheid. So roep ek vanmorgen jou vir die koninkryk van God. En die Heilige Gees om te sê, staan op vir die naam en die saak van die Here. Amen. Amen. Loof die Here. God is getrou en by hierdie geleentheid wil ek oorgaan dan ook na die nagmaal toe, om jou te bedien met die nagmaal, of jou te sê, daar is 'n koning wat bereid was om sy lewe vir jou en my te gee, ten alle koste. Ons het die Olympiese spele gesien, hoe hulle gespot het met die nagmaal.
Maar kom ek trek jou terug na 1 Korintiërs 11 vers 29. Wie op onwaardige wyse van hierdie brood eet en drink, steek 'n oordeel oor homself. Hoeveel maal kom ons na die nagmaaltafel toe met 'n gevegtery in ons hart met verkeerde dinge? Ons is nie in die koninkryk nie. Die koninkryk, wat Jesus gesê, in die koninkryk sal ek weer dit drink. En ek bring jou terug, dis hoekom ek die nagmaal ook vanmôre ingebring het. Ons kan verskriklik te kere gaan oor wat ons gesien het by die Olimpiese spele, met die spot van die nagmaal. Hoeveel spot ons nie vanmôre. Terwyl ons weet, ons lewe is nie in orde. Kan ons 'n bietjie na onsself kyk vanoggend? Want die skrif sê, dit is baie mooi. Die skrif is duidelik op dit. Dat sy liggaam is die brood wat vir julle gebreek is aan die kruis. En hy bring sy liggaam terug na die liggaam van Christus. En ek. Hy sê die beker wat hulle drink na die etes, my bloed wat vir julle gestort word. Hierdie bloed is net die enigste wat ons kan reinig van al ons sondes. Daar's niks op die aarde wat jou gaan reinig nie. Moenie die bloed vertrap nie, want die bloed gaan uitroep. Wat sê Jesus vir Kain? Die bloed van jou broer roep. Die bloed van jou broer roep. Die bloed van Christus gaan roep. Kom aan die koninkryk. Raak betrokke in die koninkryk. Lewe die koninkryk se beginsel wat God behaag. Wandel daarin ooreenkomstig wat God sê ons hoe ons moet wandel.